Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker op hierdie Saterdag, die 21ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek lees vanmôre in Esra 8, vers 22, die tweede deel van die vers. Die hand van onze God is ten goede oor almal wat hom soek. Luister gou weer. Die hand van onze God is ten goede oor almal wat hom soek. Maar sy krag en sy toorn oor almal wat hom verlaat. Luister mooi, sy krag en sy toorn. Met ander woorde, as ons wegbeweeg van God af, dan begin sy straf inbeweeg oor ons. Maar wanneer ons na hom luister, wanneer ons gehoorsaam is, dan is sy hand ten goede oor ons. Dit is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. As ons God verlaat, kan dit nie vir lank goed gaan nie. In Romeine 8, vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek gaan dit weer lees, hier van vers 25 af. Romeine 8, vanaf vers 25 tot vers 31. Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So wanneer jy hoop het in iets wat jy vir God gevra het, en dit is iets wat jy nodig het, nie begeer nie, dan kan jy wag in volharding, want jy weet op die regte tyd gaan God jou help. En net so kom ook die Gees, die Heilige Gees, ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar laat die Heilige Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Heilige Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Is jy heilig? Doen jy wat God van jou verwag? Vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, vir elkeen wat lief is vir God, alles ten goede meewerk. Jy sien, baie keer bid ons vir dinge, en ons kry dit nie. En ons voel 'n bietjie kwaad daaroor, of ongelukkig. Want dit is iets wat ons graag wil hê. Iets wat ons dink ons het nodig. Maar die woord van die Here sê, alles werk ten goede mee met hom. Hy weet wat is reg vir ons. Hy weet wat is verkeerd vir ons. Hy weet vooraf of ons gaan weg omdraai van hom af as ons iets ontvang of nie. Want jy sien, party mense, wanneer hulle die hulp kry wat hulle wil hê, vergeet hulle van die Here. En hulle gaan weer op die weg van genot waar hulle voorheen op was. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sien, dis nie net van hoe ons moet lyk nie. Dit is van hoe ons moet loop, hoe ons moet beweeg, hoe ons moet glo, hoe ons moet verstaan, hoe ons ander moet help, hoe ons ander moet lief hê. Net soos wat Jesus dit gedoen het toe hy as mens op aarde was. Hy het gekom as mens, hy is gedoop deur Johannes die Doper, wat gedoop het tot bekering van sondes. Hy het die Heilige Gees ontvang. Hy het uitgegaan, hy het sy disippels geroep, hulle het geluister, hulle het hom gevolg. Jy sien, ons wil baie keer ons eie voorwaardes stel.
Toe Elia na Elisa toe gaan, toe sê Elia vir hom, volg my, en Elisa sê, laat ek eers gou my huis gaan groet, en Elia sê vir hom, wat het ek met jou te doen? En Elisa het hom dadelik gevolg. Jy sien, daar is nie tyd vir verskonings nie. Daar is nie nog tyd om te draai nie. Wanneer God jou roep, moet jy antwoord. Wanneer God jou roep om wedergebore te word, om hom te volg, is daar nie tyd vir uitstel nie. Jy moet antwoord. En jy moet beweeg. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Volg jy Jesus waarlik? Volg jy hom omdat jy wil heilig word? Volg jy hom omdat jy hom liefhet? Omdat jy gehoorsaam is in God? Want dit is wat die woord ons leer. Jy sien, daar's mense wat sê, ons het nie nodig om ons Bybels te lees nie, dit gaan ons nie in die hemel bring nie. En ek sê vir jou vandag, dit gaan. Dit gaan. Net om te glo is nie genoeg nie. Jy moet hom leer ken, sodat jy hom gehoorsaam kan wees en doen wat hy vir jou sê om te doen. Want as jy nie jou Bybel lees nie, hoe gaan jy sy stem herken? As jy nie jou Bybel lees nie, hoe gaan jy weet wat jy moet doen? Hoe gaan jy weet wat gehoorsaamheid is en wat is sonde? Hoe gaan jy weet? En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Toe hy jou roep, het jy geantwoord, of nie? Want jy sien, ek sien en hoor baie mense wat sê hulle is gelowig, hulle glo, maar hulle leefwyse sê dit nie. Want jy sien, as jy sê jy glo in Jesus Christus, dan gaan jy hom begin gehoorsaam. Dan gaan jy jou lewe verander. En nie meer lewe soos jy gelewe het nie. Ja, jy gaan foute maak. Ja, jy gaan partykeer wil terugval, opgee. Maar jy sien, die Here gaan jou krag gee. Die Here gaan jou leiding gee. Want sy woord gee ons 'n belofte. Hy sal ons verheerlik. Maar ons moet nie opgee nie. Ons moet nie terugdraai nie. Ons moet opstaan en die stof afskud as ons val. Want dit is wat jou gaan red. Lees jou Bybel. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons elkeen geroep het by die naam. Dankie vir elkeen wat geantwoord het en begin beweeg het. Here, wie kan teen ons wees, want U is vir ons. U leer ons deur die woord. U bekragtig ons, bemoedig ons, tugtig ons deur U woord. En ons is dankbaar daarvoor, want so word ons al hoe meer gehoorsaam. So word ons al hoe meer volwasse in die geloof. En U woord gee ons 'n belofte dat U ons sal verheerlik. Help ons, Here, om nie op te gee nie, om die pad te stap in krag, wonders, liefde, ook in tug. Vader, sodat ons 'n voorbeeld kan wees vir ander en kan doen wat Jesus ons voorloper ook gedoen het. Vader, ek bid vandag dat U mense sal oprig in hierdie dae met waarheid en krag in U liefde en in U woord. Dankie, Vader, vir elkeen wat na vore gaan tree in hierdie dae, vir elkeen wat die knie voor U gaan buig, omdat hulle weet, ons is niks sonder U nie. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.